lekker neem. God bless you. God bless you. Baie dankie my vrou, baie dankie vir die orkes. Is jy bly om volgende hier te wees? Ons gaan net vir mense bid. Ek het net 'n woord wat ek moet deel, wat ek hier op my hart lê. Ons is so bly vir elke besoeker as vir die eerste keer saam met ons is. Baie welkom en ons is so bly u is vanoggend saam met ons. Amen. Man, dis is so wonderlik. So lovely, is so wonderlik in die teenwoordigheid van die Here. Come on, kan ek 'n amen kry? Halleluja. Glory, glory. Annetjie, bring die reissussie van my na vore asseblief. Kom my suster, maar ek wil gou vir jou bid. Kom maar, bring. Ek is so bly jy sit by Annetjie. Ken julle mekaar? Julle mekaar nou eers geleer ken. It's amazing. Dankie Annetjie. Ek het hierdie vrou se man hierdie week begrawe. En ons ken Annie eers, sy bly in Stegmanstraat. Nellystraat, selfde plek vir ons. En sy het so mooi hart. En sy en 'n man was so lief vir mekaar. Ek wil met die hande uitstrek na haar Vader. Vandag wil ons bid dat U haar sal vertroos, dat U net by haar sal wees. Dat U net die hand op haar sal sit, sy's kosbaar vir U. Wil jy met weet my suster dat jy's kosbaar vir God. Terwyl jy 'n man verloor het, sê God, hy sal die man wees vir jou. Jy sal nooit tekort hê nie, jy sal altyd weet ek is by jou. Ek sal jou swak hand in my sterk hand neem en ek sal jou lei, ek wil jou lei na dieper dinge. En weer dit sê die Here dat deur jou dood, deur die dood van jou geliefde en deur jou seer, sal jy baie ander kan bemoedig en baie ander mense kan optel. God se hand is oor jou in Jesus naam. Bid vir vertroosting vir jou en jou familie in hierdie tyd in Jesus naam. Amen. So bly is volgende hier. Dankie Annetjie, jy moet daar asseblief in jou vlerk vat. Amen. Nou ek het volgende woord van die Here wat jy weet mos man, halleluja. Ek sê baie keer waar ek is so excited want hierdie is ek sit op my lesenaar in een oomblik gee die Here my 'n skrif en hy maak hierdie woord oop. En dis en ek gaan vir u bid na die tyd want ek voel ons moet eers hoor hoekom ons nie kan ontvang baie keer wat ons moet ontvang nie of wil ontvang nie. In hierdie skrif is 'n application preaching. Dis 'n toepassing. Jy kan dit luister, as jy dit gaan doen nie, gaan dit niks vir jou werk nie, maar ek wil jou vandag waarborg jou oë sal oopgaan vanoggend wanneer jy hierdie preek gaan begin doen. So as ek eers kry ek nou 'n pen reg en 'n notaboek en ek maak notas want dit is iets hierdie wat die Here my gewys het. En ek wens ek kan dit vir miljoene mense preek, want jy gaan vanoggend sien hoe die Here die skille van jou oë afhaal, waarom jy baie goed nie kan ontvang nie. Maar ek preek oor vasgevang in 'n stryk. Nou, belangrik dat vandag so jong mense moet eers hoor, wat is 'n stryk? 'n Stryk sê die Afrikaanse woordeboek, sê, luister kom my, ek gaan my notas dit reg kry. Die Afrikaanse woordeboek sê, stryk is 'n strop. Dis 'n val waarmee jy iets vang. Wil jy moet hoor? Jy vang iets met 'n val. Met 'n stryk. Dit beteken ook listig. Die Afrikaanse woordeboek sê, dis 'n stryk is 'n listige poging om iemand te betrap of te bedreig. Te bedrieg. So luister mooi. Die Afrikaanse boek sê, 'n stryk is iets wat jou bind. Hou jou vas. Engels sê woord stryk is die woord trap. Ja, maak jy 'n trap. Jy stel 'n trap vir iemand, 'n snare, 'n hoek waarmee jy vis vang. Dis 'n stryk. Nou luister baie mooi. Baie gelowiges, ek praat nie met sondaars vanoggend nie, is vasgevang in 'n stryk, sê die duiwel. Jy kom Sondag kerk toe. Jy hoor woorde, prediking en jy aanbid self. Ek praat, jy's 'n kind van die Here. Maar something is wrong. Jy voel dit. Jy weet dit. Jy's soos 'n muis in 'n valletjie. Jy skop en jy spartel, maar jy kan net nie uitkom nie. Jy hoor die pastoor praat van deurbrake, maar jy aanvaar dit nie. Jy hoor hierdie dinge en jy vra 100 keer vir jouself, hoekom werk dit
vir daai broer en daai suster en vir daai een en vir daai een, maar hoekom werk dit nie vir my nie? Vanoggend had ek regtig met jou praat. En ek wil hier met jou ore vir my gee, vir 'n paar minute, om te hoor wat die Gees van die Here vir jou wil wys. Nou, hoe weet ek is in 'n struik? Hoe weet ek dit? Want ek gaan jou 'n paar simptome gee, en hier het die Here my net so vinnig gewys. Die eerste simptoom is, jy word teruggehou. Jy weet wat jy probeer, kom aan, wie van die weet het? Jy probeer vorentoe gaan, maar dis iemand jou Jessie gevat het, en hy trek jou terug heeltyd. En jy probeer, maar hy trek jou terug. Jy word teruggetrek, en jy sukkel om vorentoe te gaan. Wil jy maar dink of jy is? Daar's geen vooruitgang nie. Jy werk hard, maar daar's geen vooruitgang nie. Jy kry 'n goeie salaris, maar daar's geen vooruitgang nie. Jy's elke Sondag in die kerk, jy doen die kursusse, maar daar's geen vooruitgang nie. Jy probeer jou huwelik, maar dit bly geen vooruitgang nie. Kom maar, ek gee vir die simptome, hou jy aandag. Jy sit baie dinge in, maar jy kry baie min uit. Jy saai baie, maar jy maai min. En jy kan dit nie verstaan nie, wat pastoor Dani en al die pastore, wat die preek sê, as jy saai, gaan jy maai. En jy sê, ek saai baie, pastoor, maar ek maai min. Jy sukkel. Die lewe is vir jou stryd. Daar's baie aanvalle. Jy's baie keer mismoedig. Want jy weet, jy probeer alles. Ek praat nie van mense wat hier sit en maar net Gods water oor Gods akker het. Dat ek soek met praat met mense wat die Here regtig dien. Maar 'n suffering. Dis pynlik. Dis sukkel. Jy dien God opreg. Jy's opreg toegewy. Maar jy leef nie in die oorwinning waar jy in die Bybel van lees en wat op hierdie kansel gepreek word nie. Jy sê, kan dit verstaan nie, pastoor. Ek doen aan alles wat jy sê. Ek sien hoe mense in hierdie kerk in oorwinning lewe, maar ek kan nie. Iets is verkeerd. Something is wrong. Jy weet het, dat God jou wil seën. Jy ken die Bybel, jy lees die beloftes, dat God het jou alreeds geseën. Maar tog ervaar jy nie daai seëninge wat jy van hoor in hierdie boek nie. So kan ek aangaan. Jy ervaar nie 'n deurbraak in jou geestelike lewe nie. Jy's elke Sondag hier. Jy ervaar nie 'n deurbraak in jou finansies nie. Jy betaal jou 10de stiptelik elke maand. Maar jy sê, pastoor, nog steeds kry ek nie 'n deurbraak finansiëel nie. Jou besigheid, jy werk. Jy sit in. Jy arbeid hard. Maar as geen vordering, jou familie val uit mekaar uit, want jy voel, pastoor, hoe meer ek probeer, hoe meer attack die duiwel my in my familie, my bediening, pastoor, ek weet, soos klink volgend gesê, die Here het my geroep, maar ek kan nie vorder nie. I know I've got a ministry, but I'm hooked, I'm trapped. Ek is in die valletjie. Jou huwelik, jou huishouding. Jy probeer al die kursusse loop wat jy kan loop, maar dit asof dit nie vir jou help nie. Ek vertel jou net 'n paar simptome. Inteendeel, dit voel vir jou, luister maar na pastoor Dani, asof jy met die vloek belaai is. Dis hoe jy voel. En ek wil nie met jou hand opsteek en sê hoe jy voel nie, maar ek wil hê met die simptome sien, dat wanneer 'n mens in 'n struik gevang is, wanneer jy weet om uit te kom, en teendeel, jy weet nie hoe jy daar gekom nie. Jy weet hoe ek op binne in hy struik gekom het, pastoor. Ek het nie gaan Sondag nie. Ek praat nie van sonde nie. Maar jy weet jy's in die struik. Want jy weet as jy hierdie goed kyk, kan ek 'n paar tiks afmerk. Dis my lewe daai, pastoor. Dis miljoene kinders van die Here se lewe daai. En ons raak kwaad vir God. En ons blameer baie dinge.
Maar ek wil vandag vir jou vinnig op 'n paar dinge kyk. So bly by my. Ek gaan nie preek nie. Ek wil met die praat soos 'n pa met 'n seun en 'n dogter. Nou, is belangrik om te weet wie vang jou in die struik. So die eerste ding wat ek wil met neerskryf is dat God vang niemand in 'n struik nie. Dis 'n belangrike ding. So ons kan die game van eliminasie speel. Ons weet, okay, daar's baie dinge wat jy kan vang, maar een van hulle is nie God nie. Kan ek amen kry? Ek sê een van hulle is nie God nie. Want hier sit mense, en ek wil dit vir jou sê met opregtheid, en ek sê dit met liefde van 'n vader, dat jy's kwaad vir God, want jy dink dis God wat hierdie goed toelaat in jou lewe. En iewers in jou hart is jy kwaad vir God. Want jy dink is hy. Dis sy skuld wat ek kan vorentoe gaan. Dit is sy skuld dat my finansies is sy skuld dat ek happy is, is sy skuld. Nou luister wat sê die Bybel in Jakobus 1 vers 13, laat niemand as hy in 'n versoeking kom, as hy getoets word en 'n trap is, sê ek word deur God versoek nie. Moet nie maar dit sê nie. Moenie jy dit sê nie, moet nie maar dit sê nie. Hy sê, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. So ons weet, ons kan hierdie in aanskryf, ons weet is die God nie. Wel, weet jy tweede logies nou, wat jy kan vang in die trip? Kom, praat met my. Weet jy tweede logiese persoon wie jy sal sê? Die duiwel. Hy is die tweede logiese wat by die trip wil vang. Dis die duiwel. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel daarvan. Kom en alles in hierdie kerk met ons preek, moet ons 'n teks voor hê. Dis wat ons glo. So ek moet vir jou 'n skrif gee. Ek kan nou net vir jou 'n skrif gee. Dis nie God nie. Okay, kom ons kyk of die duiwel is. Ja, kom die Bybel is baie mooi. Paulus sê vir Timoteus die volgende. Bly by my. Hy sê 2 Timoteus 2 vers 26. En hulle weer nigter kan word. Kyk wat staan nou daar. Vry van die struik van die duiwel. So waar die duiwel kan ons vang met 'n struik, kan ek 'n amen kry. Hy's een ou wat ons kan vang met 'n struik. Vry van die struik nadat hulle, kyk mooi, lees dit op die bord, nadat hulle deur hom gevang is en hy trap om sy wil te doen. Dis die Bybel, ek praat die Bybel. So ons weet die tweede ding wat my kan vang, of die eerste ding my kan vang is die duiwel. Hy kan my vang. Jesus kan nie. Hy kan my in die trap vat. Hy sê dis ek nie. Hy sê dit kan miskien die duiwel wees. Maar kom ons gaan nog een stap verder. En hier is die derde een wat ons nooit oor praat nie. Want die derde een is eintlik die belangrikste een. Ek glo met my hele hart, hy vang ons meer as die duiwel. Jy, voor ek oorgaan, span 'n strik vir jouself. Dit is 'n lekker preek die nie. Ons sal liewes die Bybel wil claim as myself. Maar kom ons kyk of dit in die Bybel staan. Kom maar, dit wil in die Bybel staan. Kom ons kyk of dit in die Bybel staan. Spreuke 22 vers 25. Hierdie gaan jy nie in 'n internet preek kry nie, mense. Ek sê dit vir jou elke Sondag. Jy gaan dit in 'n boek lees. Dit kom uit 'n boek uit nie. Dit kom uit die Bybel uit. Jy span vir jouself 'n strik. Kom ons kyk. Spreuke 22 vers 25. Nadat jy nie, verskoon my, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n strik vir jouself span nie. So ek kan vir myself 'n strik span. Ek sê ek kan vir myself 'n strik span. Ek wil weer sê, ek kan vir myself 'n strik span. Ek wil weer sê, luister mooi. Ek kan vir myself 'n strik span. Dit is belangrik dat jy hierdie konsep verstaan, dat baie van die gelowiges is 'n strik gevang. Hulle het al hy simptome of baie van hy simptome en niemand het hulle gevang, hulle het hulle self gevang. Hulle het self gevang. Ek wil jy moet hoor. En ek wil stadig jou pad. Ek het hierdie preek die Here wat so eenvoudig as moontlik gemaak en ek glo dit gaan 'n deurbraak in jou lewe vanoggend veroorsaak. Maar die vraag is dan, maar bestoor ek weet nie eens daarvan nie. Hoe dink hy strik myself laat vang? Hoe was ek so stupid? Was my oë toe gewees?
Nee, jy's 'n stupid. Jy was maar net onkundig en ek was onkundig. Ons het nie geweet nie. Ons het onbewustelik wap in het gestap. Maar jy gaan vanoggend jou oë oop en gaan jy gesien, nou weet ek hoe dit hier gekom. En nou weet ek hoe gaan dit uitkom. Okay. So, hoe span die duiwel aan van my strikke? Hoe het ek daar ingekom sonder dat ek geweet daarvan? Kom aan. Hy het die kaas af jou gesit. Jy het eens geweet, toe jy die kaas vat, die muise val gaan op jou kom. Jy het eens besef of gedink, en ek het ook nie gedink, hy die meeste gelowiges dink jy aan nie. So hoe doen hy dit? Wel, kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom aan, ek is excited. Spreuke 18:17. Ag, 7. Spreuke 18 vers 7. Die mond van die dwaas is sy ondergang. So kom ons stop daar, moenie lees nie. Die mond, die woorde is jou ondergang. En dan kom die Here en hy sê, luister hierso. As jy vinnig is om te praat, in Spreuke sê dit honderde kere, is jy 'n dwaas. Hy sê die wyse ou het min woorde, die dwaas praat aanhoudend. Nou sê hy, ek wil net hê jy moet weet, jou mond is jou ondergang. En jou lippe is 'n stryk vir jou lewe. So hier kom en hy sê vir ons, hoe vang ons stryk? Hy sê, luister baie mooi, jou lippe, daai nonsens wat jy praat, het die duiwel jou ingevang. Daai nonsens wat jy oor jouself praat, en hy nonsens wat jy oor jou finansies praat, en hy nonsens wat jy oor jou gesondheid praat, en hy nonsens wat jy oor jou vrou en jou man en jou kinders, en oor die regering, en oor die kerk praat, daai ding het jou gevang. En daarom lê jy vandag daaronder, maar jy weet nie, hoe jy daar gekom nie. Nou weet jy hoe jy daar gekom. Hy sê, jou lippe het jou stryk vir jou gestel. Ek sê, jy moet luister. Jou mond en jou lippe, die woorde wat hier uitkom, het vir jou stryk gestel en het jou gevang. En jy spartel, en jy vas, en jy bid, en jy doen alles om uit te kom. Maar jy gaan nie uitkom voor jy die revelation kry. Hoe het ek ingekom in die eerste instansie nie? Hoe het ek ingekom? Val jy ingekom deur jou mond oop te maak? Jy het ingekom deur te spreek. En toe vang hy duiwel jou, toe vang hy stryk jou, wap, en hy het jou. Kom ons kyk, kan my net een skrif wat meer is een wees. Kom ons kyk of wat meer is. Spreuke 6 vers 2. Kom maar sê met die praat. Hier is die mees belangrikste boodskap wat ek in 11 jaar in hierdie kerk gepreek het. Dit is die vinnigste wat die Here van ooit 'n revelation gegee het. Ek het op my lesenaar gesit, ek het een skrif gekry en toe maak die Here hierdie hele revelation van oop. So luister mooi, dit sê ek wat preek, dit is God. Spreuke 6 vers 7. Ag vers 2, verskoon my. Hy sê, verstrik gevang is in die woorde van jou mond. So my woorde van my mond het my die stryk gevang. Hy sê, gevang is jy deur die woorde van jou mond. Hier kom het terug, elke keer. Kom ons kyk wat sê Spreuke 12 vers 13, eers in die Afrikaans. In die oortredinge van jou lippe lê daar 'n gevaarlike stryk. Die oortredinge van my lippe. So, hoe het ek aangekom, pastoor? Wel, jy het iets gesê wat jou in hierdie stryk laat inbeland het. En toe praat jy nog meer en meer en meer. En het jy agtergekom, hoe meer en meer en meer jy probeer uitwikkel, hoe meer en meer vang jy jouself vas. Jy sien, ons praat onsself in 'n ding in, en dan weet ons maar ons uit te kry nie, nou praat ons maar net aan nonsens. En hoe meer ons nonsens praat, hoe dieper, dit is soos 'n luislang, hoe sterker kom hy, hoe sterker kom hy, hoe sterker kom hy. En later is jy vasgevang, en jy sê, pastoor, ek weet nie meer wat gaan aan nie. Ek dien die Here opreg, ek is 'n kind van die Here, ek is opreg met die Here, maar ek kan nie hier uitkom nie. Vanoggend weet jy aangekom. Kom ons kyk in Spreuke 12 vers 13, King James. The wicked is, kyk wat sy woord gebruik hy, is snared by the transgressions of his lips. Weet jy wat amazing is? Dat sonde kan jy ook vang as 'n stryk, maar nie een keer verwys hy eers na sonde nie. Hoekom nie? Want sonde is oorwin deur Jesus se bloed. Sonde is oorwin toe Jesus aan die kruis gesterf het. Maar luister,
Daar is iets groter en magtiger as sonde, en dis die woorde wat uit my mond uitkom, om my te stryk. En ek sê nie vandag sonde is eenvoudig nie. Al wat ek sê, sonde is oorwin. Daarom kan ek in oorwinning lewe oor sonde. Tuurlik kan sonde jou ook stryk. Hou om met sonde speel, en hy gaan jou vang. Ons praat oor daai onderwerpie. Is dit vir interessant, wat elke keer as die Here praat van 'n stryk, praat hy van woorde. Woorde, 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 woorde. Jy's gevang in die stryk vir jou woorde. Sou jou eie woorde span 'n stryk vir jou, en jy word gevang deur jou eie woorde. Kom aan, glo dit. Ek kan nie vir meer eenvoudiger teach as ek dit vanoggend vir jou teach. So dis hoe jy daar aangekom het. Maar hierdie hele preek het begin met die volgende skrif, wat ek toevallig raak gelees het, en ek weet nie hoe ek dit raak gelees het, maar ek het toevallig het raak gelees. Ek het dit raak gelees. Nou weet ons een ding, ons weet, God span nie 'n stryk nie, die duiwel span 'n trick, ons self span 'n stryk, ons weet nou hoe ons in daai stryk beland deur woorde, maar nou wil ek net gou 'n bietjie na 'n tweede chapter toe gaan, dat u kan verstaan, hoekom dit so powerful is, om hierdie ding te verstaan. En om dit te besef, moet jy Job 15 gaan lees, om dit te besef, en dis waar alles begin het met hierdie preek, is in Job 15 vers 6, nou lees saam my stadig, jou eie mond, dis wat begin, so nie iemand anders se mond nie, iemand anders se mond kan ook vir jou 'n stryk wees, maar jou eie mond, kom aan, sê 'n bietjie, my eie mond, kom aan, ek sê die mense wat in 'n ander stasie is, sê my eie mond, so luister mooi, my eie mond, veroordeel my, jou eie mond veroordeel jou, sê 'n bietjie hardop, veroordeel, so my woorde, wat uit my mond uitgaan, span nie net vir my 'n stryk nie, maar die tweede ding wat hy sê, dit veroordeel my. Onthou die woord veroordeel. Maar hier kom die tweede ding. Nou, dit is 'n mooi skrif hierdie. Jou eie mond, wie se mond? Wel, my eie mond. Wat doen my eie mond? Hy veroordeel my. Nie ek nie, ja. Jou eie lippe getuig teen jou. Jesus, mense, julle klik hierdie is in my gees. Ek sien hier baie veel die klik wat hier staan nie. So die Bybel praat van twee dinge. En al twee dinge is iets te doen met iets. Wat ek gou vir u verduidelik. Hy sê, die woorde uit my mond, uit my lippe, doen twee dinge. Nommer 1, 3 dinge. Nommer 1, dit verstrik my. Nommer 2, dit veroordeel my. Nommer 3, dit getuig teen jou. Nie vir jou nie, teen jou. Jessie mense, hierdie is so groot revelation. Ek kan nie glo in al my jare in die ministry, het ek nog nooit vers 6 raak gelees nie. Ek het hom eers hierdie week proefvallig raak gelees. Toe gaan die prentjie vir my oop. Nou kom ons kyk, hier staan in Engelse Bybel. Thy own mouth condemneth thee, and not I, nie die Here nie, thine own lips testify not for you, against you. So my woorde doen 3 dinge. Dit vang my in 'n stryk, dit veroordeel my, en dit getuig teen my. Dat is mooi. Kom ons kyk of dit nog iewers in die Bybel staan. Wel, kom ons gaan na Sagaria 3 toe. Ry net verlede Sondag hierdie skrif gelees in die kerk, ek wou dit vinnig het ingooi, sommer net so ingooi, ek het daai skrif gesoek en toe, kry ek hom en toe sê ry nie hom. Toe skryf ek hom neer. Luister wat sê hy, Sagaria 3 vers 1. Vers 3, 1 tot 3. Hy sê, daarna het hy met Josua die hoofpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterkant. Wat het die Satan gedoen? Kyk wat die Satan gedoen het. Die Satan het hom aangekla. So wat het die Satan met Josua gedoen? Hy het hom aangekla. Hy het sy regterkant gesê, kla hom aan. Vers 2, toe sê die Here vir die Satan, maak die Here jou bestraf oor Satan, ja, maak die Here wat Jerusalem gekies het jou bestraf. Is hier die ene een wat ek in die brandhout uitgeruk het. Hier is die wonderlike ding, daar's hoop vir ons. Maar kom ons gaan verder.
Ons moet gaan kyk wat beteken die woord veroordeel en wat beteken die woord testify. En ek het gaan kyk in die Grieks. Die woord veroordeel beteken condemneth, om jou te condemn, maar dit beteken in oorspronklike taal ook disturb, versteur jou. Dit beteken violate, dit oortree. Dit beteken ook make trouble, om moeilikheid te maak. So die Bybel sê, wanneer hy sê, die woorde van jou lippe, van jou mond veroordeel jou, dan sê hy, die woorde van jou mond disturb your life. Baie, a lot of Christians, children of God's lives are at this moment disturbed by the words of their mouth. Deur die woorde van jou mond oortree die duiwel in jou lewe. He violates your life. He's making trouble in your life, in your finances, in your marriage, in your children, in your family. He's making trouble. Dis wat die woord veroordeel beteken in oorspronklike taal. So ons sien dit. Ek praat elke dag met gelowiges. Ek kan dit sien. Hulle is in trouble. Ek sien hoe die duiwel violate in hulle lewe. Ek sien hoe die duiwel kom en hy disturb hulle lewe. En hulle is desperaat hoe om uit te kom, net soos 'n muis desperaat is, want hy weet hy kan sterwe. Ek moet uit hierdie val uitkom. Dis wat die woord veroordeel beteken. So die woord uit my mond veroordeel my. It disturbs my life. It violates my life. It makes trouble in my life. Maar my lippe, die woorde wat op my lippe kom, getuig, testify against me. Nou moet jy op die bord kyk na my. Ek wil jou 'n vraag vra. Kom ons kyk hoe slim ons is. As ek vir jou 2 woorde vandag noem, dan sê jy waarvan dink jy praat ek? Veroordeel en getuienis. Waarvan dink jy praat ek? 'n Hof. Dis reg. Die oomblik wanneer jy daai 2 woorde hoor, hey, ek is die veroordelaar en as getuienis teen my, dan kan jy die prentjie met mekaar sit. Hy praat nou van 'n hof. Hy praat van 'n hof. En dis wat jy moet verstaan. Die hof. Kyk na my. O, Jesus, Here gee my genade om dit so vinnig, so eenvoudig te maak as kan. Jy moet verstaan dat ek praat nie van iets wat 'n pie in the sky is nie. Ek praat van iets, luister mooi, wat wettig is en wetlik is. Ek weet daar was sulke woorde bestaan nie, maar hulle albei is daar. So ek praat van 'n wettige ding. Ek praat van 'n wetlike ding. Ek praat van iets, van 'n aanklag teen jou en 'n getuienis teen jou. En is besig to violate, moeilikheid maak om jou te versier in jou lewe. En hier is 'n wettige ding. Jy sit in hierdie plek en sê, ja, pastoor, ek glo dat jy van die duiwel is oorwin. Wel, ek weet die duiwel is oorwin. Ek weet dit. My fokus gaat op die duiwel. Dit is hoekom ek die duiwel 'n skrif vir jou gegee het en ek het chapter 2 gegaan. Ek fokus op die duiwel, hy is oorwin. Ek weet wie is my grootste vyand. Dis nie die duiwel nie, dis Dani van 'n Westhuizen. Kom aan, ek weet wie is my grootste vyand. Dis hierdie man wat voor jou staan. Wat die reg dink, reg praat en nie baie keer reg optree nie. Hier is die probleem. Maar ons wil dit anders te ons is geneig om die probleem oral te soek. Behalwe hier. Sê, Here, miskien is die probleem in my. Miskien, luister mooi. Kyk na my. Net miskien het die duiwel 'n wettige reg oor my. En hy's besig om te violate in my lewe, om my te disturb, om my moeilikheid tyd te gee, omdat hy 'n wettige reg in my lewe het, deur die woorde wat uit my mond uitgekom het. Net miskien. En ek sê, as jy miskien, ek sê, dis verseker. Dis verseker. Jy sien, jou probleem was, jy het gedink, wel, ek gaan aan 'n oorlog voer, ek is nie oorlog voer, ons voer oorlog gereeld. Ons het woensdag aand amper 'n hele uur oorlog gevoer. So ek is vir oorlogvoering, maar oorlogvoering gaan dit nie verander nie. Ek wil jy moet hoor.
Gebed gaan dit nie verander nie. Dis hoekom jy aanhoudend bid, maar jou omstandighede verander nie. Nie eers vasting gaan dit verander nie. Jy vas, maar dit verander nie. Hoekom verander dit nie? Veral want die duiwel het 'n wettige reg om jou aan te kla, te violate, te disturb, moeilik te maak vir jou. So die enigste hoe jy uitkom as jy met die wettige reg van die duiwel uithaal uit. Kan ek 'n amen kry? Jy sien hier is 'n dit is gesê, ek het jou gesê, hierdie is 'n application preek. Hierdie is nie, wel kom pastoor, kom bid vir my gou en breek gou die goed nie. Nee. Hierdie moet jy die wettige reg gaan afvat. So verstaan jy wat ek vir u probeer sê. Kom ons gaan gewoon vooraf. Ons weet nou hoe kom ons gevang in die struik. Ons het die skrifte gegee. Ons vang onsself daarin. Hoe vang ons self van? Want ons vang dit deur die woorde wat ons spreek. En nou sê die woorde, nou sê die Bybel, deur die woorde van die spreek is jy in die struik. Maar jy is nie net in die struik nie. Jy het ook 'n veroordeling teen jou en jy het 'n getuienis teen jou. So iewers moet ek nou leer hoe om hierdie veroordeling teen my en my getuienis wat teen my getuig te gebruik en dit van my lewe af te kry sodat ek kan vrykom. Ek moet dit leer vanoggend. Kom ons kyk nou 2 skrifte vinnig. Net om dit te bevestig. Kan ek nog so 10 minute aangaan? Ek moet die application vir u gee. Openbaring 12 vers 10. En ek sê hierdie goeters, dat jy dit, ek lees baie skrif wat u kan sien, hierdie is 'n ding wat ek skrif het om elke ding te bevestig. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel wat sê, nou is die heil en die krag en die koningskap van die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus. Kyk wat staan nou daar, kyk nou my, en ek het die skrif al 100 keer in die kerk gelees, maar ek het weer eens vandag geloofig gekry, bevestiging gekry, want die aanklaer, so daar's aanklaer, ons het gehoor, nou net, hoekom kan hy my aankla? Wel ek my aankla, want hy het 'n wettige reg teen my. Hoe het hy wettige reg teen my gekry? Wel deur die woorde van my mond het ons vandag geleer uit die Bybel uit. Dis hoe hy wettige reg gekry het. So hy kla my aan. Wie kla hy aan? Wel hy kla die broeders aan. Praat nie van mans nie. Hy broeders praat van hy kla die gelowiges aan. Die kinders van die Here. Hy wat hulle, die gelowiges, aankla, teenoor wie kla hy ons aan? Wel, hy kla ons teenoor God aan. En hy doen dit nie sommer net 1 of 2 keer nie, hy doen dit dag en nag. Hy doen dit dag en nag. Elke keer wanneer ek nonsens praat, en hy hoor dit, want hy hoor elke woord. Onthou die duiwel kan nie jou gedagtes lees, maar hy kan elke woord hoor. Belangrik dat jy die 2 goed sê. Daarom het, ek dink is Charles Capps wat eendag gesê het, hy het gesê, 'n mens kan nie help dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan verhoed dat 'n voël op jou kop nes maak. Baie keer ons dink, en ons moet ons denke in tome, want die Bybel sê in Romeine 12 vers 1, ons moet vernuwe word in ons denke. Maar ons kan nie toelaat dat die duiwel op ons kop nes maak, jy kan ek 'n amen kry, dis die woorde van my mond, dis die woorde van my mond. Ok, so hy kla my elke keer wanneer ek 'n negatiewe ding sê, my vrou, ons finansies is onderdeur, hierdie maand gaan ons nie maak nie, dan gaan die duiwel en hy het die mag om my aan te kla by die Vader. Kyk in Lukas 19:22, dit is skrif om dit nog te bevestig, hy sê, toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel. Uit wat uit? Uit jou mond. Uit wat uit? Uit die woorde wat jy spreek, gaan ek jou oordeel. Kyk wat staan in swart daaronder. Was in julle swart, dit by my swart. Jou woorde gee die duiwel die wettige reg om jou aan te kla. Luister mooi, en jou eie woorde is die getuienis teen jou. Pastoor Arad Hugo is vanoggend saam met ons. Staan God met hulle ken, julle ken. Hy is nou die nuwe pastoor van, hey man, jou vrou is saam met jou, staan op Marita. Hulle is die nuwe pastoorspaar nou van Bloemhof, hy begin Sondag daar, julle moet van bid, hy begin 'n gemeente van scratch af. Baie dankie, baie welkom Erad en Marita, hulle was vir 5 jaar in China, hulle het ons ruk terug by ons kuier, Sondag begin hulle in Bloemhof, as pastoorspaar in Bloemhof. Is nou toevallig dat julle nou hier is. Ons is in Sasolburg, verstaan my, in Nelspruit. Nou groei ons kerk goed, ons gaan 'n voltydse jeugwerker aanstel.
Sê die geld alles. Daai ouetjie van het nog met jou dogter uitgegaan, met julle dogter uitgegaan. Nou kyk nou hierso, dis 'n smart laaitie. Hy's goed by die, hy's brilliant by die jeug. Nou hou die kerkraad met hom 'n onderhoud. En een van die kerkraads vra vir Fantie, die ouetjie, die jeugleier, die jeugwerker, ons wil hom nou, ons het klaar ons gaan hom voltyds aanstel. Maar die ou vra vir hom, ek weet of jy het kan doen, Erad. Fantie, wat is jou swakpunt in jou lewe? Vat raai, wat sê hy? Ek hoop hy hoor hierdie preek nie. Hy sê, ek wil net vir die kerk sê, my swakpunt is, ek is baie lui. Onthou jy dit? Vat raai. Nie een van die kerkraadslede het hom aangestel nie. Hoekom nie? Want sy eie woorde was die getuienis teen hom. Niemand het gesê hy's lui nie, hy het self gesê, plaas hou in sy mond. Ek gevoel ek wil hom 'n klap gee, sê hoe nou so kan jy wees. Jy sê mense vir jou werkgewer jy's lui nie. Hy gaan jou nie aanstel nie. Hey, maar ek het hom so baie gelyk. Ek het hom so baie gelyk. Hy was ten minste eerlik. Gee hom krediet daarvoor. Ek het nog hy punt, ek het daai triek probeer hoor by die kerk. As jy maar net ten minste eerlik. Hulle het nie gevoel as 'n grap nie. Hulle het hom nie aangestel nie. Okay, so wat het gebeur? Sy eie getuienis het teen hom gespreek. Sy eie getuienis. So nou kom die duiwel na die Vader toe. En wat sê die Bybel? Wel, jy's veroordeel deur die woorde van jou mond. Nou kom die Bybel. Kom Pastor Tonna, kom staan gou hier voor. Sê nou Pastor Tonna het negatief gepraat oor sy bediening. Nou kom die duiwel na die Vader en sê, hey, het jy gehoor wat daai diensteg van jou sê? Hy het gesê, hy gaan dit nooit maak in Kreersdorp Wes. Daai gemeente gaan nooit groei nie. Jy het gehoor God. Wat sê God? Ja, want God hoor mos alle dinge. So wat kan God doen? Wat kan God doen? Niks. Hoekom nie? Want net soos 'n regter niks kan doen, as jy al die bewyse het wat die persoon die daad gepleeg het, kan die regter niks doen nie. Al like hy jou. Al is hy lief vir jou. Al is jy sy kind. As ek 'n regter is, en my kind het moord gepleeg, en al die getuienis is teen hom, maak dit nie saak hoe lief ek my kind het, die gereg moet geskied. So God sê, duiwel, jy het 'n wettige reg oor hom. Ek kan niks vir hom doen nie. Sy eie woorde getuig teen hom. Dis wat elke keer in die hemel gebeur. En raak ons kwaad vir God. God is ons regter in die hemel. Hy is ons Vader op die aarde. So God se hande is afgekap, net soos 'n goeie regter van sy eie seun voor hom verskyn en hy skuldig en al die getuienis is teen hom. Ek wil jou vanoggend vra. Hoe lank, en ek preek van myself nou, Dani van 'n Weshuis, en hoe lank is jou getuienis teen jou? Hoe lank is dit? Miskien is dit 'n paar folio's blaaie. Miskien is dit baie. Want ek het al baie nonsens gepraat oor myself. Oor my bediening, oor my finansies. Kan jy verstaan? So nou die Here het geen, die Here kan nie overrule nie, hy's wettiglik. Die duiwel kom wet en sê, hoor die Tonna het gesê. Sê hy, Tonna het gesê, kom ons sê ja. Ja, so wat wil ek nou doen? Want as hy het gesê, ja, dan moet ek kom. Ek moet hom veroordeel. Ek moet hom los aan die wettige reg van die duiwel, totdat hy iets doen om het van hom af te kry. En hier kom die goeie nuus, hier kom die oplossing. Love you, my brother. Thank you, Pastor. So nou gaan ek jou twee triks wys om dit af te kry. Die triks, die twee dinge in die Bybel. Hier is die oplossing. Ek doen dit baie, ek doen dit gereeld. Ek probeer dit so prakties moontlik maak. Ek moet klaar maak. Kom ons gaan na die oplossing toe. So nou, ons almal ken vers 10, maar nou gaan ek vers 11 vir jou lees, sodat jy kan verstaan wat om te doen. Die Here, kyk gou na my. Kyk voor die bord, kyk gou na my. Die Here kom en hy sê vir ons, okay, hoor hierso mense, ek het vir julle baie goeie nuus. Die duiwel gaan julle dag en nag aankla.
bye bye, en dan loop hy weg nie. Ja, Jesus kom, hy sê, hoor, ek het vir julle bad news man, die duiwel gaan julle aankla dag en nag vir my, maar ek het vir julle 'n oplossing. Ek sê ek het vir julle 'n oplossing. Ek sê ek het vir julle 'n oplossing. Ek het vir julle 'n oplossing, hoe jy uit die trap uit kan kom, halleluja. Ek het vir jou 'n oplossing, dat die duiwel geen mag oor jou het nie, kom ek kerk, loof die Here. Halleluja. You don't need to be in the trap of the devil. Ek het vir jou 'n oplossing. En ek kom vers 11 van die oplossing. En hulle het hom oorwin. Wat het hulle oorwin? Nie die duiwel nie. Die duiwel is klaar oorwin. Wat het hulle oorwin? Hulle het die aanklag teen hulle oorwin. Hulle het die aanklag teen die duiwel, wat hy teen jou het hulle oorwin. Daai wettige reg, wat hy teen jou het hulle oorwin. Hoe het hulle dit gedoen, Here? Wel eenvoudig. Deur die kruis. Twee dinge deur die kruis. Deur die bloed van die lam, en die tweede ding, deur hulle woord van hulle getuienis. Tweede, hoe jy vanoggend uit hierdie kerk kan uitstap, en jy kan hy trap van die duiwel van jou afhaal. Deur die bloed van die lam, en deur jou getuienis te verander. Ek wil weer sê, twee dinge, hoe jy die wettige reg van jou kan afkry, deur die bloed van die lam, the blood of the lamb, and the word of my testimony. Nou kom ons kyk vandag, en ek gaan kort wees, ons kan 'n volgende keer dieper ingaan, maar kom ons kyk gou vinnig na die bloed van die lam. Jy sien die probleem is, kyk gou na my, kyk gou na my, kom ek wil nie met lees staan nie, kyk eers na my. Die probleem wat ons in die kerk het, is ons het iewers in ons lewe Pinkster groot geraak, toe noem ons klomp goed sonde, en dit is sonde, maar toe dink ons wel, dis die enigste dinge wat sonde is. Ek onthou as kind het ons altyd gesê, jy mag jy dans nie, dan mag jy rook en vloek en wat was er nog? En daar was so 4 of 5 sondes. Maar kyk, sonde is sonde. Kan ek 'n amen kry? Sin is sin, man. God haat sonde. Maar nooit het iemand ons geleer. Nooit het iemand ons, want ons het gesê, wel, pastoor, as jy vloek, as jy vloek is dit sonde. As jy vloek is dit sonde. Maar niemand het ooit vir ons gesê, dat wanneer jy dood oor jouself en oor ander spreek, is dit sonde nie. Dis hoekom ons so vrymoedig is om dit te doen, want ons dink it's nothing. Ons dink is nie sonde nie. Ek sê, luister mooi, as iemand hier staan en hy vervloek jou, sal ons maar as iemand hier staan en hy doen 'n ander sonde, sal ons sê, dis niks nie, maar as hy net wat ook al doen, 'n sonde doen, dan sê hy, hou is 'n sonde, hy gaan na hel toe. Luister mooi, ek wil jou in die Bybel volgende iets wys, want dit is waar ons probleem lê. Ons dink, my woorde is die sonde, as ek dood oor myself en oor ander spreek nie. Dit is hoekom ek dit so vrymoedig doen. Ons kinders word geleer in graad 3, dat hulle die wettige reg om te praat. Sy klomp twak uit die duiwel se hel uit. Ons het hierdie wettige reg om te sê wat ons wil nie. Kom ek wys vir die Bybel, het staan in die Bybel. Spreuke 59 vers 13. Sonde van wat? Van hulle mond is die woorde van hulle lippe. So die eerste ding wat jy vandag moet doen, as jy die bloed wil verstaan, moet jy besef, dat elke keer wanneer jy iemand vervloek het, en jouself vervloek het, en negatief oor God se creation gespreek het, het jy gesondag. En as 'n mens gesondag het, kan net een ding jou reinig, en dit is die bloed van die lam. Maar as jy nie dink is sonde, gaan jy nooit bely nie. Want ons kinders word geleer as ons wettige reg. Ek kan sê wat ek wil. Niemand kan my keer, ons is free of speech. Maar die Here sê iets anders, hy sê luister, die woorde van jou mond en die woorde van jou lippe is sonde, as dit negatief en dood is. Hy sê, sonde van die mond is wat is die sonde van die mond?
Want is die woorde wat uit jou lippe gaan. Hulle laat dan gevang word. Kyk weer, bevestig alles wat ek sê. Dat vang jou van weer die vloek en die leuen wat hulle vertel. So ons weet wat die vloek, maar wat is die leuen wat hy van praat? Hy praat nie van, wel ek het vir my broer gelieg en gesê, wel volle, ek gaan die R100 gee nie. Hy praat nie van daai leuen nie. Weet jy wat is 'n leuen? Enige iets in stryd met hierdie boek. Hierdie Bybel is die waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid, want u woord is die waarheid. En enigiets in stryd met hierdie boek is 'n leuen. Come on, kerk, it's a lie from the devil. So as ek vandag vir Rassie sê, Rassie, jy is daarom onnoosel. Ek vat 'n voorbeeld. Ek kan met Rassie praat, wat hy sal aan so doen. Sê ek vir hom sê, Rassie, jy is daarom onnoosel, jong. Kom aan, is dit 'n leuen? Sê hierdie boek dat Rassie is onnoosel? Nee, wat sê die boek? Rassie is in God se image geskape, hy is aan sy beeld geskape, hy is God se lieflingsseun. So met ander woorde, as ek sê, ja, Rassie is onnoosel, dan lieg ek. Is almal by my? En wanneer ek lieg dan, sondig ek. En wanneer ek is sondig, moet ek die sonde erken, en ek moet dit gaan bely voor die Vader, voor die bloed van die Here, my kan reinig. So elke keer, wanneer jy weer iets sê vir iemand, dink of die Bybel dit sê. As die Bybel dit nie sê nie, verkondig jy 'n leuen. Ons sit vandag in hierdie kerk, gewond, stikkend, seer, swak selfbeelde. Luister mooi, want ons ouers, ons oupas, selfs onderwysers, het oor ons lewe 'n leuen gespreek. En hy leuen beheer nog steeds jou lewe na alle jare. Hy beheer dit nog steeds. Okay, ek weet ek preek langer, dus ek moet klaarmaak. Ek kan nou nie omdraai nie, kom aan. So ons weer is sonde. So wat moet ek doen? Wel, ek moet dit bely, ek moet dit erken. Jy moet vanoggend erken. Ek moet erken, Here, ek het so baie goed oor my vrou gesê, oor my kinders gesê, oor my man gesê, oor die pastoor gesê, oor ons besigheid gesê. Ek het so baie goed oor daai vriende van my gesê. Here, ek kom en ek vra u vergifnis. Ek het dit onkundig gedoen, Here, maar nog steeds wil ek u vergifnis vra, dat u my sal reinig met die bloed. Die bloed van die Here reinig daai sonde van jou mond. En die tweede ding is, of die derde punt is, die bloed verwyder ook die verwoesting, die destruction, wat die duiwel gebruik het, al die jare, omdat hy wettige reg om jou gehad het. So die bloed het die vermoë om hy destruction. Want jy lewe in destruction oor goed wat jou ouers vir jou gesê het, jou onderwyser vir jou gesê het. Nou lewe in hy destruction. Maar die bloed kan dit heilig vandag. Die bloed kan die destruction, nie net die sonde wegvat nie, hy kan die destruction wegvat, kan ek 'n amen kry. Die verwoesting. En my laaste punt, kom aan. Maar is dit nie die bloed, die tweede ding wat hy sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam, en nommer 2, deur die woord van hulle getuienis. Jy sien die doodwoord wat ek spreek oor myself, oor ander. Die ander woord daarvoor is die vloek wat ek spreek oor myself van die ander, moet 'n nuwe getuienis kry. Dit beteken, die nuwe getuienis, moet die ou getuienis kan uithaal. En as dit een ding wat dit kan doen, wat die krag het om dit te doen, en dit is hierdie getuienis. Die woord van die Here. Kan ek 'n amen kry? Die woord van die Here het die vermoë om die doodgetuienis wat teen jou is, weg te vat. Ek het nou klaar bely, Here, ek het gesondig, ek het verkeerd gespreek, teenoor myself, teenoor my besigheid, teen al die dinge, Here, ek het verkeerd gespreek, vergewe my, Here, vat die verwoesting weg, maar nou moet ek 'n tweede stap neem, nou moet ek iets kry, om daai negatiewe ding weg te kry, ek moet hom delete, en die enigste my om kan delete is, deur die woord van die Here. Daarom sê Psalm 119, sê Dawid, hy sê, ek het die woord in my hart gebere, so ek weet jy sal sondig, wat die sonde sal wegvat, die sonde van die mond. Die woord van die Here verwyder die wortel, die vloek. Ek kan na Rassie toe gaan en sê, hoor Rassie,
Ek wil net hê, ek weet iemand het gesê jy is onnoosel, maar ek wil vir jou sê jy is nie onnoosel nie. Want die woord van die Here sê jy is gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. Ek wil vir jou sê Rassie, God het sy wysheid in jou ingesit. En jy het die vermoë van God in jou. Jy het die Heilige Gees in jou. En as jy die Heilige Gees in jou, jy het die Godheid in jou. Jy kan nie onnoosel wees nie. Jy is God se geliefde seun. En ek vervang die negatiewe woord met die lewende woord wat die waarheid is. Kan ek 'n amen kry? Dis waarom ons so baie, gaan maar gee die Here prys man. Halleluja. Dis waarom ons so klem lê is op memorize the scripture. Leer die woord. Jy moet so ingestel word, jou baas skel jou baas sê vir jou, man, ja, onmiddellik in jou gedagtes wil jy sê, Here, die woord is 'n leuen daai, die woord sê dit, die woord sê dit, die woord sê dit. Amen. Jy sien ons sit hier en ons het vloeke gespreek, dood gespreek, en ek wil vra dat Reine na vore kom, want ons gaan dit nou breek in een gebed. Reine, as jy net na vore kom asseblief. Jy sien ons sit hier soos ons vasgevang in daai struik. En jy moet vanoggend op die plek kom waar jy besef, iets is sin. Dis 'n sonde wat ek God se creation afkraak. Dat ek my finansies vervloek. Dat ek sekere mense, myself vervloek. Jy moet op die plek kom te besef dis sonde. En jy moet dit bely voor God. Dat God jou kan vrymaak vanoggend. Dat die bande vanoggend gebreek kan word wat jy oor jou lewe gespreek het. Daarom sê Romeine 10 vers 8, hy sê, maar ek sê vir jou, naby jou is die woord, waar? In jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. Ek hoop jy verstaan wat ek vanoggend probeer sê. Ek kan dit nie meer eenvoudig maak nie. So Reine